Goeiemôre hier op die 11de Mei 2026. En ek weet dit word 'n ou rympie, maar die tyd loop lelik uit. Welkom by 'n video van die Federale Alliansie. Die Federale Alliansie van Suidelike of Suider-Afrika. 'n Poging om ons land te draai, 'n poging om verandering te bring. 'n Poging om goed uit te wys wat besig is om te gebeur daar in die buitewêreld. 'n Poging om ons mense te oorreed en te oortuig dat ons hierdie juk van korrupsie ook van ons skouers moet afgooi. Dis wat dit is. Die ding is, as baie stemme daar buite. Baie stemme daar buite, maar jy weet, ek kan myself herhaal tot vervelings toe. Maar nie goeiemôre. Baie stemme daar buite, maar hulle het nie planne nie. En dit is die hartseer van die verhaal, jy weet. In plaas van dat hulle saam staan en help om met die waai die drif uit te trek. Die ouens het eenvoudig nie planne nie. En dan raak jou leiers siek. Boereleiers word siek. Oudstryders word siek. Pieter Breitenbach is siek. Maar ons het dan nou 'n boodskap gekry van sy dogter, hy is 'n bietjie beter. En ek sien hy het vanoggend op die adviesraad het hy 'n boodskap gelos. So die ouens word siek. Die ouens word uitgedun. Stadig maar seker. Johan Keiser eerste en dan voordat jy oë uitvee, dan gaan daar nog 'n paar ander. Dit is wat die lewe doen, dis wat die ouderdom doen. Jy weet, die ouens wat nie gedoen het wat die Here sê nie, en die ouens wat 'n lewe gelei het van verwoesting en chaos, hulle maak dit gewoonlik nie na 75 nie. Anton, goeiemôre. Dis 'n waarheid. Hulle maak dit nie. Jy weet. Maar dit is as gevolg van die gemors wat ons eie lewens gesaai het toe ons jonk was. Maar as jy jou moeder en jou vader geëer het en jy lewe 'n gesonde lewe, dan sal die Here jou dae verleng. Dis wat hy beloof. Jan, goeiemôre. Dankie. Hy sal dit verleng. Maar ons sien dit in ons eie boeregeleedere, hoe die ouens uitklok. Nee, een vir een, selfs in die weermag. Ou weermaghande. Manne wat kan nie meer nie. So ons moet by daai punt kom waar ons daadwerklik 'n groot poging aanwend om verandering te bring. Jy het nou al opgelet hierdie afgelope week hoe ek TikTok en YouTube en Facebook video's laai, wat skrik van niks. Ek laai pappa, dat die ouens kan aansluit. Ek trek my vinger, sodat die ouens kan aansluit. Nee, ons wil 'n groot poging weer hierdie week aanwend. Ons wil hê die ouens moet aansluit. Baie ouens gaan na daai vrypakket toe. Ek verstaan dit. Jy wil mos eers kyk. Dis verstaan. Ons drink koffie. Lekker man. Jou eerste kop, hier is my eerste koppie vanoggend. Jou eerste koppie is altyd lekker, nee. Is altyd lekker. Is dit jammer hierdie Douwe Egberts en hierdie Jacobs is so flippend duur deesdae. Jy weet, jy moet altyd kyk vir 'n special. Dan koop jy hom. Dan sê hy R150. En dan is hy, ja, is aanvaarbaar, maar weet julle wat, nee, dis nog steeds 'n tamaletjie om te kou. Ek het gewoonlik hierdie koffie gedrink. Ek is nou so af van hierdie koffie af, is net nie waar nie, na al hierdie jare. Ek het groot geword op hierdie koffie. Maar in elk geval, kom ons praat oor 'n saak vanoggend wat baie belangrik is. En dit is media integriteit. Jy kan al hierdie wonderlike dinge doen en verandering probeer bring, maar as jou media nie saam praat nie, dan het jy 'n probleem. En ons weet
vir 'n feit dat een van ons grootste nuusmedia groepe 2 plus 'n 4, jy kan dit self uitmaak, is uitverkoop aan die ANC-regering. Ons weet dit. Grootste nuusmedia groepe. Nuus word absoluut beheer en gekontroleer. Daar is nie meer 'n vrye stelsel van journalistiek nie. Tensy jy op 'n kletsprogram, soos op radio of wat ook al, net 'n sekere saak aanspreek. Jy weet, 'n natuurlike ramp of 'n mediese saak of so iets. Selfs 'n sportsituasie. As dit kom by daai tipe van goed, dan is die ouens nog, dan is daar nog 'n bietjie integriteit wat dit aan betref. Maar wanneer dit kom by plaaslike gebeurtenisse, maatskaplike gebeurtenisse, regeringsgebeurtenisse, dan praat hierdie ouens uit een mond uit. En dis 'n probleem. Dis 'n absolute probleem. Want wanneer jou liberale die media beheer, die links is, dan is hulle alles wat links is, en hulle is nooit reg nie. Ons kyk weer allemaal plakkertjies gemors hierdie afgelope week. En bo en behalwe dit, dan sien ons aan die ander kant van die draad, die groot natuurrampe wat ons nou tref. Ewe skielik. Dit gebeur vinnig, oor 'n naweek. Dan spoel Meiringspoort se pad weg. Die Gariepdam is 121% vol. 121%. Die riviere wat skaars loop nie net wyd nie, of vinnig nie, hulle loop wyd. En huise wat aan die kante van riviere gebou is en besighede, al hierdie goed is in hulle kanonne. Want daai water vat nie 'n uur om weg te loop nie. Daai water vat 'n tydjie. En jou besigheid is onder modder en onder water. En jou toerusting en al hierdie goed moet skoongemaak word, droog gemaak word. Jy kan nie produseer nie. Ek is altyd van die uitgangspunt, jy bou nie by 'n rivier nie. Jy bou nie. Goeiemôre, Perry. Jy bou nie by 'n rivier nie, man. Maar kapitaliste sal bou by riviere en hulle sal vir jou groot huurgeld vra om daar te kan bou en te kan, jy weet, te kan werk. Shalom, Perry. Hulle sal dit doen. So ons sien hoe ons land getuister word nou deur baie water en dit blyk einde niet. Wanneer was dit Saterdag toe ek daai groot koue front gesien het wat daar in die Kaap te beweeg. Dis einde niet. Paaie wat ons gedink het sal hou vir ewig, spoel net weg. Brûe spoel weg. Ek sien hierdie goed alles as eerstens dis tekens van die Vader. Ek sien dit so. En dan sien ek dit ook in 'n positiewe lig. Dat net soos wat 'n vloed inkom en 'n pad wegvee, en dit wat gebou was, wat jy dink wat lank kan staan, dat die water sal kan trotseer en dit nie doen nie. Ek sien dieselfde met hierdie politieke gemors hier bo in ons kop. Dit sal ewe skielik wees. Dit sal vinnig gebeur. Nee? Verskoon tog, dan glo ek ons is aan die voorpand van hierdie storm en ons spoel hierdie gemors weg. Vinnig. Maar een van die probleme wat ons het is die media. Nou ons het, Piet, wat sê, ons het 'n plan. Terme soos Playbook, PsyOps, Deepfake, DDoS, Mastodon, Rumble, OCCRP, Unit 8200 en sekere aanhalinge. Soos byvoorbeeld Silence the Cough, kan nie my cough silence. Silence the Cough, Save the Nation, is behou soos in die oorspronklike teks, ek het verander van Engels na Afrikaans toe, sodat ek met julle kan deel.
Want daar's nie 'n aanvaarbare Afrikaanse ekwivalent vir dit op hierdie stadium nie, maar ons sal ons eie name uitdink wanneer die tyd kom, wanneer ons hierdie vergaderings hou. So ons kort 'n strategiese spelplan om media integriteit weer op die been te bring. Wanneer hoofstroom media gekompromiteer is, het sy deur die ou regime, oligarge of buitelandse invloed, en dis al 3 dae, moet 'n ontleikende regering beslissend, of 'n nuwe regering, beslissend maar versigtig optree om propagandanetwerke te breek, billike verslagdoening te verseker en openbare vertroue te herbou. Hieronder is 'n stapswyse plan om korrupte mediastrukture af te breek sonder om na autoritarisme, om die autoritarisme, ja, hier is verskillende Afrikaanse woorde, te laat verval. Onmiddellike optredes 0 tot 3 maande breek die propagandamasjien. Ontbloot en isoleer gekompromiteerde media. Nou ons weet wie hulle is. Alright, daai sal vinnig gebeur. Forensiese audits van media eienaarskap. Eerste ding. Identifiseer skelmmaatskappye, buitelandse befondsing en oligargiese beheer. Nou ons weet daar's buitelandse befondsing vir ons mediagroep wat kom deur daardie wetter wat Microsoft, ek wil nie name noem, te veel name noem nie, wat Microsoft begin het en wat gehelp het om die COVID gemors te versprei. Nee, ons weet ons media is deur hom gekoop of gekompromiteer ten minste. So jy identifiseer dit. Alright? Dis wat jy doen met 'n forensiese audit. Jy publiseer die bevindings na onafhanklike ondersoekers, byvoorbeeld jou NGO's wat dit geondersoek het, of jou ou CCRP, dit is 'n lang term vir 'n groep mense wat hierdie tipe ding doen. Jy leg die vernietigbarende bewyse. Jy vertel die mense daar buite wat gebeur in die media, né? Gebruik gekraakte e-poste, vletjieblassers of geheime operasies om te bewys die omkopery deur die ou regime. Jy doen dit. Infiltrasie deur buitelandse intelligensie, byvoorbeeld Rusland, China, CIA en die vervaardiging van vals nuus. Jy gaan soek dit, jy sniffel dit uit en jy versprei dit. Regs en finansiële druk. Jy herroep die lisensies van ergere oortreders. Jy kan natuurlik die hele ding net skraap en sê hulle moet heraansoek doen. En jy hou die media stil. Jy maak alle media doodstil. Jy laat net sekere groepe wat jy weet is jets. Vertel die waarheid, jy laat net hulle operate, maar jy kanselleer al die lisensies. Of jy herroep dit van ergere oortreders. Gebruik uitsaairegte om uitsaaidienste te skors wat bewys is dat hulle disinformasie versprei. Nou, ek weet nie of van julle gesien het nie, maar ambassadeur Henry McCarter is verlede week, het hy 'n ere doktersgraad ontvang in die regte. Jammer, goeiemôre. Hy het 'n ere doktersgraad ontvang in die regte. Hierdie ou is soos 'n snuffelhond, pappa. Hy sniffel die goed uit. Hy sniffel die goed uit wat in die banke plaasvind. Hy sniffel die goed uit wat in die media plaasvind. Hy's 'n snuffelhond. En hy het hope dokumentasie van hierdie tipe goed. Jy kla die redakteurs-eienaars aan met bedrog, belastingontduiking of opruiing waarvan toepassing. Jy vries bates van korrupte media magnate. Jy lê beslag op onregmatige verkrygde eiendom gekoppel aan omkopery deur die ou regime. Jy sny staatsadvertensiefondse aan, gekompromiteerde uitgawes af. Sny dit net onmiddellik af. Jy sny sulke goed af en vou daai tydskrif 9 uit die 10 keer uit. Noodtoestand bevoegdhede indien nodig. Jy plaas nasionale uitsaaiers soos TV en radio onder militêre wag. Maak julle monde oop in die verkeerde rigting en as jy dan vrek. Nee, sê net wat gebeur. Moenie borduur nie. Laat my nou dink weer aan die profetiese woord. As ouens wat profetiese woord bring, dan borduur hulle. Dit is soos om te jekkel. Hy moet net so 'n stukkie, so groot stukkie doen. Maar wat hy dan doen is, dan bou hy 'n kombers. En die kombers is die leuen, net daai klein stukkie is die waarheid. Né? Al moet jy hulle onder militêre wag sit. Jy hou hulle monde toe. Sit ouens daar wat kan luister. Wat sê die ouens?
Stel tussentydse toesigkomitees, joernaliste, burgerlike samelewing. Daar's joernaliste wat afgedank word omdat hulle nie inval by die kom ons noem dit maar die gemors. Hulle val nie in nie. So dan word hulle afgedank. Jy kry daai ouens. En dan voorkom jy sabotasie, dis belangrik. Jou militêre wag moet seker maak dat goed nie opgeblaas word nie. Stasie moet nie opgeblaas word nie. Jy moet transmissietorings beveilig. Jy moet bedieners beveilig, jy moet drukpersaanlegte beveilig. Dan gaan jy oor na strukturele hervorming, is 3 tot 12 maande. Jy bou 'n vrye, maar 'n verantwoordelike media. Jy desentraliseer media eienaarskap. In ander woorde, dis nie 'n konglomeraat nie, dis nie 'n board of members nie, dis nie 'n een ou wat die kat swaai nie, dis nie 'n buitelandse groep wat jou media beheer nie. Punt nommer 1, belangrikste groep. Jy breek die monopolie af. Jy handhaaf mededingingswette om die oligarg beheerde media magnate te verdeel. Hulle sal in elk geval nie meer sê nie. Jy verbied kruiseienaarskap met ander woorde, belangrik. Jy verbied kruiseienaarskap. Wat beteken dit? Een ou kan nie 5 verskillende koerante besit nie. Klaar. Een TV-groep kan nie 10 ander TV-groepe besit nie. Jy besit een TV-groep in die media. Jy besit een koerant. En jy bou dit op tot die beste van jou vermoë. Dis nie so CNN in Amerika, wat omtrent elke liewe uitsaai diens in Amerika beheer nie. CNN, NBC, MNN, al die lot, word deur een ou beheer. Een ou beheer. Rupert Murdoch, as ek reg is. Hy is ook so oud, hy is naby aan dood, daai ou. Maar in elk geval, as hy nie al dood is nie. Ons sal nie weet nie, hulle sit ons net 'n body double in. Bevorder onafhanklike en plaaslike media. In ander woorde, die media van die dorp word belangrik weer. Dorpsmedia word weer belangrik. Dorpsmedia groep, dorpstelevisie, uitsaaidiens. Jy kan 'n televisie uitsaaidiens hê vir jou dorp, vir jou streek. Waarvan hou die mense? Jy weet mos. Sake wat belangrik is. Jy het nie hierdie een oordonderende mediagroep wat alles beheer nie. Ja, jy kan 'n oorhoofse groep hê, maar die ander ouens val in by hulle en die regte nuus wat verkry word van bo af word versprei. Nuus met integriteit, met waarde. En dan het jy jou dorpsgoed, Daar's so baie dinge wat 'n ou kan doen in 'n dorp en die mense sal hulle eie TV kyk, man, of hulle eie radiostasies, na hulle eie radiostasies luister. Hierdie goed moet weer bevorder word, Bevorder onafhanklike en plaaslike media. Geef vir hulle belastingvoordele, toelaas, subsidies, vernuwe nie partydige uitgawes. Geen partydige uitgawe. Skep 'n openbare belange mediafonds en jy doen dit deur te vat wat die ander ouens gesteel het. Nuwe wette vir deursigtigheid en billikheid. Verplig openbaarmaking van eienaarskap is eerste ding, is baie belangrik. Alle media moet ware eienaars publiek lys. Geen versteekte ouens nie. Streng reëls oor buitelandse befondsing. Verbied bedekte buitelandse staatsinvloed. Jy kry buitelandse staatsinvloed, Jy kry byvoorbeeld wat is daai Arabiese nuusgroep? Ek kyk nie daai nuus nie, maar hulle is nie te bad nie, maar hulle is ook 'n bietjie bias, aan die kant van die onderdrukker of whatever jy het wil noem. Julle weet waarvan ek praat. Jy kyk byvoorbeeld waar hierdie ouens invloed het op jou eie uitsendingsnetwerke. Vat byvoorbeeld DStv op hierdie stadium. Jy het al hierdie verskillende nuusnetwerke op DStv, jy het CNN, jy het al hierdie goed. CNN is korrup, maar jy het dit op jou nuusnetwerk. Jy sien, jy het dit op jou nuusnetwerk, maar hulle is korrup. So jy soek nie, daar is hy, dankie Al Jazeera. Jy soek dit nie op jou nuusnetwerk nie. Hulle is korrup. Ek wil nie weet wat hulle sê nie, ek wil weet wat sê ons ouens. Ons ouens op die grond.
Ons ouens is daar in Irak of Iran of waarever die probleme is. Ons ouens sê vir ons in Engels en in Afrikaans en in Xhosa en in Zulu en wat ook al, sê vir ons, hey boys, hier is moeilikheid. Nee, ons hoef dit nie te kry van daai ander mense af nie, want hulle lieg. Weet julle hoeveel geheimenisse is daar in die wêreld? Julle sal verbaas wees, hoeveel verdoeselde, versteekte nuus en goed is daar. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld, net gou 'n slukkie koffie vat. Kom ons vat godsdienstige nuus. Hulle het die plek ontdek waar Farao se hele leer versuip het in die Rooi See. Diere, soldate, you name it. Hulle het die plek ontdek al in 1982-84 deur Ron Wyatt. Hierdie goed is geheim gehou, is verdoesel. Ron Wyatt het sy kop op 'n blok gesit, hy het die goed gekry, uit afgesterf. Toe daar 'n internasionale groep gegaan en ouens wat nou genuine geld gehad en besluit, wag 'n bietjie man. As ons hierdie goed kan ontdek, daar is wiele daar wat van goud gemaak was. So ons sal onsself ons befondsing en goed kan terugkry, as ons hierdie goed ontdek. En hulle het dit gekry. Hulle het dit gekry. Die probleem is dat so 'n wonderlike fonds is nie op nasionale televisie nie. Dis nie op nasionale televisie. Dis 'n eenvoudige, maklike voorbeeld wat ek vir julle hierso vertel. En daar's baie ander geheimenisse. Geheimenisse van die piramides byvoorbeeld. Né? By die Oekraïne, by Crimea, in die see, onder die water, is daar 30 piramides. Hoe kom hulle daar? Hoekom weet ons almal in die buiteland, of in die normale lewe nie daarvan nie, in die normale samelewing? Hoekom weet ons nie daarvan nie? Was daar 'n eerste wêreld voor ons wêreld? Of het daai goed gestaan voor Noag se vloed? Eenvoudige goed. Wat is in daai piramides? Wat se geheimenisse is daar? Wat se ander geheimenisse is daar? Wat van daai geheimsinnige eiland waar die presidente van Amerika gaan en presidente van die wêreld as hulle 'n strategiese vergadering wil hou? Hoekom mag niemand anders van die res van die wêreld naby daai eiland kom nie? Ensovoorts, ensovoorts. So, het is belangrik om die valse stories te korrigeer met gelyke prominensie. Nee, dit is 'n mooi Afrikaans. Dwing uitgawes om valse stories te korrigeer met gelyke prominensie. Dit is baie belangrik, dat ons die waarheid ken. Jy sien, die skrif is duidelik. As jy die waarheid ken, dan sal die waarheid jou vrymaak. Dis eenvoudig soos dit. Die waarheid maak jou vry, man. Dit verander jou persepsie, dit verander jou opinie van dinge. Want jy het die regte ding gehoor. Jy het die regte ding gehoor, ek het die regte ding gehoor. Ons almal het die regte ding gehoor. En ons weet ons media is nie korrup nie. Nee, dan voel ou mos goed oor hierdie sake. Jy weet mos, as die nuus reg deurkom. Herbou vertroue met onafhanklike toesig. Kom ek sê vir julle nee, dat selfs groepe soos AfriForum en daai ouens, net soos die regering lieg, so lieg hulle ook. So lieg hulle ook. Ek sê vir jou daai ding. Right, jy herbou vertroue met onafhanklike toesig, jy kry 'n nasionale media ombudsman, baie belangrik. 'n nuwe regeringsliggaam, 'n NGO, akademici, gerespekteerde joernaliste. In ander woorde, jy maak seker dat jou media nie gekoppel word aan jou regerende groep nie. Of aan die, as dit nou in 'n staat is byvoorbeeld, jou media groep is nie gekoppel aan die koning en sy masjinerie nie. Nee? Jy maak seker dat die media nie gekoppel word nie. In ander woorde, die koning swaai nie die kat wat media aanbetref nie. As die koning besig is met korrupte goed, dan moet sy media dit in die staatskoerant kan publiseer, net daar, of hulle koerant, sal nou nie 'n staatskoerant, ja, jy kan dit 'n staatskoerant,
daai staatse koerant. So dan is dit 'n staatskoerant. Dan kan die media dit publiseer. Die koning het nou weer dit gedoen, of die koning het hierso opgemors en so aan. Ons soek 'n ander koning. Of ons soek hierdie prins, hy is volgende in lyn. Hy is nie korrup nie, maar hierdie koning is korrup. Kom ons raak ons slaaf van hom. Kom ons laat die Sambreel, die Federale Alliansie weet wat hier aangaan. Nee? Nie gekoopte media. Jy moet kan klagtes oor vooroordeel ondersoek. Jy moet openbare geloofwaardigheidsgraderings uitreik. En jy moet 'n openbare feite kontrole alliansie daarstel. En jy moet dit kan befonds onafhanklike feite kontroleerders, né? Ouens so Snoops, dis nou 'n Engelse woord, Snoops, maar dis daar buite. Hulle maak seker dat daar goeie nuus deurkom. Hulle kry dit nie altyd reg nie, maar hulle versprei seker goeie goed. En dan gaan jy oor na fase 3 toe, wat langtermynstabiliteit is. 1 tot 3 jaar. Jy verseker dat die media vry en billik is. Jy beskerm joernaliste teen korrupsie en intimidasie. En indien 'n ou gevind word dat hulle besig is met dit, dan maak jy 'n publieke bespotting daarvan. Jy weet, jy maak dit oop. Jy wys vir die mense wat daar buite aangaan. Jy weet? Jy kry wette vir die beskerming van vletjieblassers, ouens wat die waarheid kom vertel. Ons moet regtig, wat se ander woord kan ons kry vir 'n vletjieblaser? Vir 'n verklikker. 'n verklikker. Wat se ander woord, 'n Afrikaanse woord kan ons uitdink? Want as ons dink aan 'n vletjieblaser, ek was 'n vletjieblaser, ek het sokker geblaas. Sokkerskeieregter, jare gelede. Wel, 2014 was die laaste wedstryde wat ek geblaas het. Dis al 12 jaar gelede. Tyd stap. Plaas diegene wat joernaliste dreig aan die tronk onmiddellik. Gee hom sommer 6 van die bestes. Nee? As iemand sê, jy sê dit nie vir die media nie, of whatever, jy kry daai ou, jy gee hom 6 van die bestes. Klaar. Jy doen ook staatsbefondse regsverdediging vir hierdie ouens. Gratis prokureurs vir onafhanklike verslaggewer wat deur groot groepe gedagvaar word. Nee? As ouens die waarheid praat en 'n groot groep kom en hy dagvaar jou omdat jy sy korruptheid probeer versprei, dan moet jy hierdie ouens kan beskerm. Ek kyk na die Amerikaanse opset, weet julle, daardie strukture van daardie land, daardie groot masjinerie of whatever, die strukture van daardie land, sy media, sy regters, sy prokureurs, sy misdadiger verdedigers, you name it, hulle het so 'n hele manier van dinge doen. Daai ouens is so korrup soos 10. Hulle word so beheer en voorgelieg en gedreig en vermoor en alles. Dis absoluut onaanvaarbaar. Nee? Jy moet buitelandse disinformasie kan teewerk. As iemand leuns probeer versprei in jou land, nee, dan kap jy hulle met hulle eie leuns. En jy maak dit openbaar in hulle eie land. Hy stel 'n eenheid op die been teen kubermisdaad en valse nuusplasing. Hierdie is 'n baie interessante ding wat ek hier neergeskryf het. Ek is nie 'n groot voorstander van Israel nie, maar daar is sekere goed wat hulle doen, wat 'n ou mee bietjie kan kyk hoe hulle dit doen. En een van die dinge is, hulle Unit 8200. Unit 8200, of Estland se kuberverdediging. Estland, weet julle waar is Estland? Estland se kuberverdediging is baie, baie goed. Van die top, die beste in die wêreld. En jy doen inligtingsanksies teen vyandige state. En jy verbied RT of CGTN of ander staatspropaganda masjiene indien hulle betrap word op inmenging. Maar nou ja, ons sal van daai goed ontslae raak, so dit is nie eens iets om. Weet julle dat media selfs 'n staatsgreep kan probeer? Hulle kan, né? Hulle kan 'n opstand oproep. Kom ons sê ons kom nou in die gang. Ons is nou net in. En hier kom die media met 'n ding van ons moet van hierdie ouens ontslae raak, bla 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 bla. Dan moet jy weet wat jou onmiddellike reaksie is. Kyk, ons weet dat wanneer ons die Federale Alliansie die dag aan bewind kry, né?
ons weet ons doen die regte ding. Dis belangrik. Dis hoekom ons so hamer op ons video's en goed. Dis ook media, ja. Maar ons is 'n oop boek. Ons steek niks weg nie. Maar as die media byvoorbeeld moet 'n opstand oproep, of roep tot 'n opstand, moet ons hulle uitsenders onmiddellik uitskakel. Ons moet onmiddellik die ouens arresteer wat hierdie tipe goed doen. Onmiddellik. Jy moet dit onmiddellik doen. Jy moet nie eens flippen wag nie, man. Buitelandse gesubsidieerde sabotasie, jy verwyder hulle ambassades. Jy lê beslag op hulle bates. Skop hulle uit, vat die gebou, kyk wat se aan. Hulle sal natuurlik allerlei dokumentasie en dies meer sal hulle verbrand. Maar jy gee hulle net flippen 12 ure of 6 ure of whatever, om hulle ambassade te ontruim. Jy gee hulle 1 uur om hulle ambassade te ontruim. Jy het nie genoeg tyd om alles te verbrand en te verdoesel of te wat ook al nie. Hulle het nie daai tyd nie. En dan kry jy natuurlik deepfake of KI disinformasie. Verpligte watermerking van daai tipe inhoud is belangrik. Dan 'n finale kontrolelys vir sukses. Dis maar net bladsy 4 van 11 bladsye in elk geval. Ontbloot en takel af korrupte media magnate, vervang hulle met gedesentraliseerde, deursigtige eienaarskap, beskerm joernaliste, straf slegs die skuldiges, weer buitelandse propaganda af sonder sensuur. As ons strenger maatreëls benodig, daar is 'n manier om strenger maatreëls af te doen. Daar is 'n manier. Jy kan kom ons noem dit 'n zero verdraagsaamheid aftakeningsoperasie om invloed te breek. Dit is 'n groot ding. Zero verdraagsaamheid. Aftakelingsoperasie om hulle invloed te breek, hulle leierskap te vervang en totale boodskapbeheer te verseker, sonder om in diktatorskap in te val. Hierdie is van kardinale belang. Dis hoekom ons 'n media ombudsman nodig het, né? Dit is zero verdraagsaamheid. Wat ek het nou net mooi sê, dit is 'n zero verdraagsaamheid aftakelingsoperasie om hulle invloed te breek, hulle leierskap te vervang en totale boodskapbeheer te verseker, sonder om in diktatorskap te verval. Wie soek 'n job? Is daar enigeen van julle daar buite wat so 'n pos sal wil hê? Media ombudsman. Dit is 'n groot werk. Jy moet jou storie ken. Maar jy sal al die hulp kry wat jy nodig het, wanneer die tyd kom. Media ombudsman. Dis 'n pos. Ons skep 'n pos, sommer net hier, nou. Media ombudsman. Dink jy kan dit doen? Man of vrou, maak nie saak nie. As jy dink jy kan 'n job doen, nee. Laat weet my. Ek sal jou onthou. Ek sal seker maak jy word deel van die raad. Nee, media ombudsman. Lekker job. Goeie pay. Sal seker maak dat jy goed betaal word. Nie minder as R40,000 'n maand. Tans, huidiglik. Goeie job, goeie pay. Goeie span onder jou, ensovoorts. So dit is waarna ons kyk, mense. Ons moet ons land kan tot verandering bring. Ons moet, né? En daarom werk ons ook hard aan die toep. Ons maak seker dat die dinge daar so glad vloei. My seun is besig om my te oorreed om te kyk of ek by 'n plek soos Supersport wat ook al kan uitkom om direkte lyn met hulle te hê wat direkte uitsendings aanbetref. Dis groot werk daai. Dit is data, wel miskien nie, ek moet net 'n bietjie meer sit in my kop laat gaan oor hierdie goed. As ou net 'n skakel het wat jy direk deur jou toep die game kan kyk, in elk geval. So 'n paar goeie wedstryde gehad, net jammer die Leeu's het ons gedrop. Die Leeu's het ons 'n bietjie gedrop, maar hulle is nog steeds in die top 3. Sharks het 'n goeie wedstryd gehad, maar hulle is uit, al wen hulle hierdie week wat kom. Hulle is uit die top 8 uit. Maar ons 3 spanne in die top 8 op hierdie stadium
en hierdie ouens moet net hulle volgende wedstryde wen, dan bly hulle in die top 8, né? Dan bly hulle daar. Goed, ek is nou besig, soos julle kan sien, op sosiale media, TikTok, om absoluut video's te maak en dit daar buite te kry. Ons kry daarom op hierdie stadium, ons eerste 4 dae, het ons net so onder die 200 kykke gekry vir ons video's. Dit was die eerste 4 dae. En toe begin dit beter raak. Op hierdie stadium het my laaste knompie video's 1, 2, 3, 4, 5 video's. 2 is oor die 500 al en 3 is is naby die 500. So dis goed. Ek volg 'n proses om die TikTok kanaal te bou. Ek volg 'n proses. En hoe meer kykke 'n ou kry, hoe groter kans is daar dat ouens in die buitewêreld sal begin opsit. Ou sal dink 400 kykke, is dit baie? Dis baie. In die sin van die hoeveelheid inligting wat daar buite is. Dis baie. Dat selfs TikTok vir my sê op hierdie stadium as ek hoor as 90% as anders sulke selfde tipe groepe. So dis great. In elk geval, ons is wat? Vryburgers, man. Dis boere. Dis boere-Afrikaners. Ons weet wie ons is. Ons weet waarmee ons besig is en ons sal suksesvol wees. Ek het Lukas 5 behandel vanoggend op ontbyt met brood. Lukas 5 vers 4 en 5. Gooi jou nette weer uit. Probeer weer. Gooi jou nette in die diep water. Probeer weer. Moenie stop nie. Hou aan. Aanhou oorwen. Dis 'n waarheid. Stop nie. Kap aan. Doen dit. Né? En ons sal suksesvol wees. Ons sal suksesvol wees. Vryburgers, boere, Afrikaners, Portugese, Engelsmanne, you name it. Almal wat die land wil bou en herbou en opbou en wat vir ons land goeie goed wil beteken. En sonder God is daar nie eendrag nie. Saam met God maak eendrag maak. Net saam met hom, as nie ander manier nie. Fantastiese, wonderlike, geseënde maandag vir julle almal en 'n Dinsdag. En as dit die Here se wil is, dan sien ek julle weer Woensdagoggend.